Die Here sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Geliefdes, mag daar vir julle genade en in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en ons self vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet wat Jesus het opstaan in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer net nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister, Israel, Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat ons vryspreek. En as ons een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige. As ons voorspraak by die Vader, almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, gebore uit die Vader vir alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het, die se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik met God, wat vrygespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely en doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslaapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, voor die skriflesing bid ons eers saam, u kan net so bly sit. Here, wonderlik is hierdie geleentheid vanoggend in ons lewens, ons staan op, en ons weet, ons kan vandag in u wonderlike teenwoordigheid wees, waar ons kan luister na u woord, waar ons kan hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê, maar waar ons ook saam met ons medegelowiges is. En Here, wanneer ons ook ons aansit by u tafel, dan deel ons, Here, in u verlossing, en dan juig ons daaroor, soos die lied wat ons sopas ook gesing het. Here, wanneer ons nou die Bybel oopmaak, vra ons dat u vandag ook weer u diensknegt so sal begelei, dat die woorde van die prediking God se woord sal word, omdat dit die waarheid is, en omdat dit ooreenstem met dit wat u in die skrif leer, en dat elkeen wat dit hoor, dit met blydskap sal aanvaar, en daarvolgens sal lewe. Ons vra dit van u in Jesus Christus se naam. Amen.
Broers en susters, hier sou in die advertensie ook op ons WhatsApp groep van die gemeente gesien het vandag, handel dit ook oor die kerkse besinning oor die eindtyd. Ons gaan Matteus 24 lees, maar terwyl ons die Bybels so oop het, wil ek net 'n paar inleidende opmerkinge voor die skriflesing eers maak. Jy kan so lank, as jy dit wil saam lees, Matteus 24 opsoek. Die kerk het ook 'n bepaalde manier om te dink oor die eindtyd, op grond van dit wat ons in die skrif leer. Die eindtyd is in baie van, veral die charismatiese kerke, 'n baie sentrale saak, en die prediking word eintlik daarvolgens ingerig. En baie keer is daar ook, soos nou weer in die onlangse verlede, altyd voorspellings oor datums van die wederkoms. Maar ons kerk kyk op 'n ander manier daarna. Dit is 'n belangrike deel van ons geloof, van ons kerkse belydenis, maar die hervormde kerk saam met die hooflynkerk het tog 'n ander bepaalde manier waarop ons die eindtyd, die hele saak van die eindtyd ook hanteer. Daar's veral 3 dokumente in die Bybel wat baie sterk oor die eindtyd praat. Geleerdes gee nou 'n vreeslike woord daarvoor. Miskien het u dit al gehoor, apokaliptiese literatuur. Dit beteken maar literatuur wat handel oor die eindtyd. Dit is die tweede gedeelte van die boek Daniël, Daniël 7 tot 12, en dan natuurlik die hele boek Openbaring, en dan die 2 hoofstukke in die Matteus Evangelie, Matteus 24 en 25. Ons gaan nou 'n gedeelte van Matteus 24 lees. Hoekom hierdie gedeelte so belangrik is, want dit gaan terug op Jesus self, op woorde wat hy gepraat het oor die eindtyd. Baie keer in vrae geantwoord het van sy disippels ook, en omdat dit teruggaan na Jesus toe, is dit vir ons baie belangrik. Die vertalers van die 83 vertaling gee ook opskrifte vir die perikope en sê dit is 'n profetiese rede, hoofstuk 24 en 25. So dit handel oor die eindtyd. Hoe moet ons dink oor die einde van die wêreld wat aan die kom is, en hoe moet ons lewens dan daarvolgens inrig? So kom ons lees dan die eerste 14 verse, waar Jesus dan spesifiek oor hierdie saak met sy disippels praat, van Matteus 24, wat dan ons skriflesing vir oggend is. Toe Jesus van die tempel af weggaan, het sy disippels nader gekom, en sy aandag op die tempelgeboue gevestig. Maar hy antwoord hulle: "Julle sien al hierdie dinge? Dit verseker ek julle. Hier sal nie een klip op die ander bly nie. Alles sal afgebreek word." Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van u koms wees en van die einde van die wêreld wees?" Jesus antwoord hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyn, die begin van 'n nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Wat belangrik is Jesus se opdrag aan die disippels. Dis wat hy eintlik vir hulle wil sê: wie tot die einde toe volhard, sal gered word. Dit is dan ook
die tekswoorde vir ons predik. Liewe broers en susters in die Here, in een van die museums in Londen tref mense baie interessante seekaart agter verseelde glas aan. Die vergeelde datering daarop is 1525. Die kaart bestaan uit 'n primitiewe voorstelling van die Noord-Amerikaanse kuslyn met die aangrensende oseaan. Die kartograaf, of dalk iemand na hom, het dit goed gedink om op bepaalde plekke op die kaart, vermoedelijk waar die destydse ontdekkingsreisigers nog nie was nie, waarskuwings te skryf. Byvoorbeeld, hier kan daar dalk reuse wees. Hier is vurige skorpioene. Hier kan daar dalk drake wees. Wat die kaart egter nog meer merkwaardig maak, is dat die ontdekkingsreisiger Sir John Franklin dit in die vroeë 1800s gebruik het vir sy ontdekkingsreise. Hy het die kaart gevat en nie net die waarskuwings van sy voorgangers met dik hale doodgetrek nie, maar hy het in groot swart letters reg oor die hele kaart geskryf: hier is God. Geliefdes, die toekoms is onbekend. Dis vir baie mense 'n verskriklike probleem. Voor ons moet ons maar erken lê ongekarteerde landskappe, onontdekte oseane, en om elke hoek en draai in jou lewe kan daar inderdaad vreesaanjaende moontlikhede wees. Dit's baie reuse en drake in ons tyd, hulle het net ander name. Ons sit baie keer met verstomming en kyk na die televisiebeelde van hoe ISIS nou weer mense by die groot getal afgemaai het. Ons hoor van iemand waar daar ingebreek is terwyl hulle geleen slaap het en hulle in die slaapkamer oorval het. Ons kyk en dan sien ons die mense in regeringsposisies wat uit geldgierigheid die een korrupte aksie onder die ander loods en heeltemal wegkom daarmee. So ons het ook reuse, ons het ook drake, hulle het net ander name. Vir baie mense is dit baie meer persoonlik, dis jou gesondheid, of die gesondheid van jou geliefdes. Dit is jou finansies miskien. Dis 'n probleem met 'n kind of met 'n ouer. Baie keer voel ons om amper soos die reisigers van destyds te sê, ons het nou by die rand van die aarde gekom, daar is nou 'n afgrond voor ons. Geliefdes, om die toekoms te vrees, om regtig bang te wees oor môre, is nie 'n ding wat nuut is nie. Trouwens, in ons geleesde gedeelte tref 'n mens Jesus in gesprek met sy disippels daaroor. Hulle het ook daaroor gewonder. En hy vermaan hulle om nie verskrik te wees oor die toekoms nie. Hulle het sopas van die tempel afgekom. Hulle wys Jesus op hierdie magnifieke struktuur, want Herodes het self uit sy eie sak hierdie ongelooflike tempel vir die Jode gebou. Dan sê Jesus vir hom, hierdie tempel gaan afgebreek word. En as hulle dan by die Olyfberg kom, dan kom hulle na hom toe, dan sê hulle ons, Here, praat nou met ons bietjie oor die eindtyd. Wanneer gaan hierdie goeders gebeur? En die Here se antwoord by die eerste opslag klink dit eintlik soos 'n lys van verskrikking. Dit laat eintlik rillings. Hy sê, daar gaan valse Christusse wees. Daar sal oorloë wees. Nasies sal teen mekaar opstaan. Daar sal hongersnood en aardbewings wees. Mense sal die wet van God minag. Daar sal baie gedebatteer oor die presiese betekenis van hierdie woorde van Jesus, veral oor die vraag, wanneer gaan dit nou alles in vervulling gaan? Die groot brandende vraag, wanneer gaan dit wees? Het dit in vervulling gegaan toe Jesus gekruisig was, of toe die tempel in Jerusalem inderdaad in 70 na Christus
hierdie Romeine afgebreek is, of is dit wanneer Jesus weer kom? Gaan al die tekens waarvan Jesus praat tog nie elke dag rondom ons in vervulling nie. Nasies wat teen mekaar opstaan, oorloë, gerugte van oorloë, die minagting van God se wet. Dit is asof die mensdom eintlik in die greep van boosheid is. Dit is amper asof mense eintlik God baie keer net op hulle lippe neem as hulle dit as 'n vloekwoord bedoel in 'n televisieseep. Dis asof mense plakant baie keer die Here uittart. Die wet sê jy mag nie moord pleeg nie. Maar elke dag hoor ons van plaasmoorde, geweldsmoorde, selfs familiemoorde binne 'n familie. Die wet sê jy mag nie steel nie, maar bedrog neem hand oor hand toe. Die wet sê jy mag nie begeer nie. Maar nou waai die Amerikaanse televisie reeks hier in ons televisie oor, en dan is daar 'n program Greed, waaroor dit gaan oor gulsigheid. Dit is amper asof ons die Here se wet half teruggooi na hom toe. En geliefdes, ons lewe nou in hierdie wêreld. Ons lewe in hierdie tyd en ons lewe nou in hierdie land. Hoe moet ons lewe? Die Here sê vir die disippels, moenie bekommerd wees oor die eindtyd. Want God hou die toekoms in sy hand. Hy's klaar daar. Julle ingesteldheid moet op 'n ander ding gerig wees. Wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Fokus op jouself. Fokus op jou geloof. Leef die waarheid van God se woord. Want wie volhard, sal gered word. Hierdie woorde kan vatbaar vir misverstand wees. 'n Mens kan dink dit beteken jy kan nou jouself in die hemel inwerk. Dis nie wat die Here bedoel nie. Ons kan nie onsself red nie. Maar Jesus praat hier, gaan lees wat hier die gedeelte veral oor liefde. Hy sê agter al hierdie dinge sit eintlik die verkoeling van liefde. Die feit dat mense nie meer weet hoe om mekaar lief te hê nie, hoe groepe en volkere nie weer weet hoe om mekaar te akkommodeer nie. Dit gaan oor haat, die liefde verkoel. Daarom sê Jesus vir die disippels, weier dat die koue liefdeloosheid van hierdie wêreld jou ook bevrore maak. Al voel jy dit sy oormag, bly jou naaste lief hê, want dan leef julle die teendeel. Geliefdes, as ons dit doen, word ons self 'n teken van die einde. Dan word Jesus se woorde oor ons waar, want hy sê in hierdie gedeelte ook, hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Dis wat ons moet doen. Dan bring ons eintlik self die einde nader. Wat ons in Suid-Afrika nodig het, is sulke mense wat volhardend goed doen, wat volhardend lig versprei, warmte bring, waar daar liefdeloosheid is, volhardend meewerk aan die koms van die einde. Maar volharding het ook 'n ander kant. Dit is ook tog om die tekens rondom jou te verstaan in die lig van die einde. Dis om in te sien dat die tekens van die tye nie soos 'n lang lys verskrikkings is nie. Dis eintlik maar net 'n voorspel tot die einde. Dis om in te sien dat al die dinge wat gebeur nie 'n doel op sigself is nie. Jesus beskryf dit as geboortepyne. Geboortepyne van 'n nuwe tyd. Daarin lê die diepste geheim van die wêreldgeskiedenis. Broers en susters, ja, voor ons lê landskappe van die toekoms. Wie weet wat môre, die dag daarna in jou lewe en die lewe van jou geliefdes kan gebeur? Niemand nie. Daar skuil miskien drake en demone om elke draai. Maar wat gelowiges doen, is om op God te fokus en te sê, oor die onbekendheid van môre
sê ek ook, hier en daar en oral is my God. En ek fokus om te volhard in my geloof tot die einde toe, ongeag die boosheid van hierdie wêreld. En deur vanoggend ook hier te wees en aan te sit by die nagmaaltafel, die brood en wyn te neem, verkondig ons dit en leef ons daardie hoop. Mag die Here ons elke dag as gelowiges die krag gee om in ons geloof dit uit te leef. Amen. Kom ons doen nou 'n kort dankgebed. Here, baie dankie dat U ons as gelowiges kom troos en dat U vir ons sê wat julle bloot moet doen is om te volhard. Moenie so bekommerd wees oor wanneer die einde is. Julle kan dit nie bepaal nie, julle kan dit nie weet nie, maar julle hoef nie. God is daar. Fokus jy daarop om te volhard. Here, ons wil elke dag aan U getrou lewe, al lewer ons in 'n bose swart wêreld. 'n Wêreld waarin daar maar baie forme van boosheid is. Ons wil die teendeel bewys met ons lewens. Help ons daartoe. Dankie dat U ons die krag gee, ook vir oggend se nagmaal is om ons krag te gee, sodat ons elke dag met oorgawe vir U kan lewe. Hoor ons gebed, ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Amen.